Vriende, ons is besig met hierdie reeks en ek het dit laasweek vir julle gesê en ek wil dit vanaand net vir herhaal. Jou geestelike groei is vir my en vir die leierskap van hierdie gemeente baie belangrik. Dis kom ons goed doen soos hierdie. En ek is dankbaar vir die span wat die Here ook om my gesit het om hierdie moontlik te maak. Nou, ek het dit laasweek gesê, maar ek wil dit vanaand weer sê, en dit is die vuurwerke. Almal van ons wil vuurwerke in ons geloof, né? Wil julle ook hier, daar moet vuurwerke wees en goed moet gebeur, né? Dit gebeur nie vanaand hier by die seminar nie. Dit gebeur wat jy met dit gaan doen by die huis in jou stilte tyd. Dis waar die vuurwerke gaan wees. Kom ek stel dit andersom. Almal van ons wil hê daar moet vuurwerke in ons geloof wees, né? Almal van ons wil dit hê. Die vuurwerke kom nie deur die informasie nie. Dit kom wanneer ek die informasie toepas. En dis hoekom dit belangrik is dat jy jou breinkoevertjie se opdragte gaan uitvoer. Is dit nie vreemd om in 'n vertrek met 240 mense te wees en ons absolute stilte, niemand praat nie? Vind julle dit ook vreemd? Eintlik vind ons dit ongemaklik. Julle het almal my stip aangekyk en gewag dat ek iets moet doen en ons is bang vir stiltes, is dit nie? En tog, as ons deur die skrif werk, dan sien ons dat dis die stiltes waarin God dikwels so met sy kinders praat. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet, ek is God. Skep jy ruimte in jou stilte tyd om stil te word? Is daar genoeg stilte in jou stilte tyd sodat in daai krake van die stilte jy die Here se stem kan hoor? Vanaand praat ons oor stilte en afsondering en jy kan jou boekie oopmaak op bladsy 31 en Ek wil vanaand met jou kom praat oor die hoe van stil word. Nou, vanaand gaan baie prakties wees, daar gaan eintlik niks niets wees vanaand nie, dis nie vanaand revolusionêr nie. Ek dink vanaand lê die krag eintlik in die uitdaging om dit eintlik te gaan doen. Iets wat ons maklik nalat om te doen, en dit is om stil te word en afgesonder te wees vir die Here. Klaagliedere 3 vers 25 tot 26 sê, die Here is goed vir die wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Nou hier is in die algemeen, nee, wanneer ons in die lewe leef, dan is daar tye van swaar kry en die Here gee nie noodwendig vir ons 'n antwoord nie. Dawid beskryf het, al gaan ek deur die doodskare weer, maar ook in my stilte tyd moet ek kan stil word en kan vertrou op die Here. N.T. Wright, en miskien is dit meer van toepassing op volgende week, waar sit jy Kenny? Op Kenny se boodskap vir Sondag, maar true worship is open to God, adoring God, waiting for God, trusting God even in the dark. So, ons hooftema eintlik is maar Jesus se donkerste uur, toe Jesus in die tuin van Getsemane was. Lees ons in Matteus 26 vers 40 tot 41, toe Jesus gaan bid het, en hy vat sy beste manne saam met hom, Johannes, Jakobus en Petrus, en hy sê vir hulle, bly julle hier, ek gaan eenkant bid, en ons het vir mekaar gesê, toe hy terugkom, is dit baie duidelik dat hy verwagting gehad het, en hy sê vir hulle, kon julle nie eens 1 uur lang saam met my waak nie. Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Nou, Jesus se verwagting was dat hulle sal saam waak en bid, in Jesus se donkerste uur. En dan, wat was Jesus se teleurstelling? Wat het hy toe gekry?
Hulle het almal geslaap. Nou okay, hulle was uitgeput, kom ons gee dit hulle gelyk, ons idee is nie om hulle te kritiseer nie, maar die vraag kom op, hoe waak en bid ek vir 'n uur lank? As ek nou sou vra, en ek wil dit nou nie doen nie, maar wie van julle het nog nooit eers vir 'n uur lank op 'n slag gebid nie? Ek bedoel, weet, as jy 15 minute kom, dan was dit nou, wow, dit was so lank. En hierdie reeks gaan juist daaroor dat jy eintlik op 'n punt gaan kom wat jy sê, ja, eintlik is 'n uur nie genoeg nie. Maar ek sal maar tot op 'n uur gaan. Het jy al met 'n goeie vriend gekuier? Het jy al met 'n goeie vriend gekuier? As jy weer kyk op jou horlosie, is al die tyd weg, dan moet jy aangaan. En as dit meer as 'n uur gewees. Nou as Jesus wil vir ons 'n vriend wees. En as ek 'n verhouding met die Vader ontwikkel, dan gaan ek agterkom om ekstra tyd saam met die Vader te spandeer. Kom meer natuurlik. Maar ek moet afsien van die idee dat ek op Kersvader se skoot sit en om 'n klomp goed vra. Want solank ek daai benadering tot gebed het, dan gaan gebed eintlik vir my frustreer, want wie van julle het al op Kersvader se skoot gesit en gekry waarvoor jy gevra het? Nee, dis nie hoe dit werk nie, en dis hoekom ons nie gebed ook so moet hanteer nie. In hierdie reeks wil ek vir jou baba treetjies gee, hoe om te kom daarby. En dit gaan nie daaroor dat jy nou moet 'n uur aftel en sê, kom by 'n uur nie. Dis glad nie wat ons hiervan praat nie. Dit gaan nie daaroor dat jy jou horison verbreed en jouself bietjie druk om te sê, wag 'n bietjie, ek moet anders kyk na gebed. So ek wil vir jou baba treetjies gee, en dan wil ek jou mooi vra, elke week kry jy 'n gebedsoefening, en hy kom in so 'n koevertjie. Jy moet hom nie oopmaak voor die tyd nie, maar vat hom huis toe, en gaan maak hom spesifiek oop vanaand, en inkorporeer dit in jou stilte tyd. Sal jy dit doen? Jy moet nou sê, Okay, het jy hom. Okay, so in julle groepe, net om die tafel te dek vanaand, bespreek hierdie vraag, hoe het hierdie week se oefening gegaan, na aanleiding van laasweek, en dan kon jy die gebedsopdrag uitvoer. Ek weet dis 'n paar van julle wat vanaand nou hier is vir die eerste keer, so julle gaan dalk julle net moet vergewis wat die vorige studie was, en wat was jou grootste uitdaging? Nou, as jy nie weet wat dit is nie, jy is nie aan 'n tafel wat dit het nie, bespreek sommer net, wat is stil word en stilte tyd, wat is jou grootste uitdaging daar rondom, en dan hoor sommer waar enige getuienisse was. Ek gaan julle so 4 of 5 minute gee. Die waarde van hierdie bespreking, wat ek hoop kom uit, is eerstens is dat hierdie is vir elke gelowige 'n ding waarna ons moet bly werk. Jou persoonlike program gaan altyd die geneigtheid hê om jou stilte tyd in te dring. Onthou ons het vir mekaar gesê, almal het hoeveel ure in 'n dag? 24 ure in 'n dag. As ek nie stilte tyd doen nie, is dit nie omdat ek nie tyd het nie, dis omdat dit nie 'n prioriteit is nie. En hier is 'n belangrike ding om vir myself te sê, dis 'n prioriteit. Nou okay, ek wil julle tog mooi vra dat julle voorbereid sal kom. Met ander woorde dat julle nie die studie hier sal kom invul nie, maar dat julle dit by die huis sal doen, sodat wanneer ons by die groepsbesprekings kom, dat dit lekker sal vloei. Dat jy nie wonder wat die antwoorde is, maar dat jy klaar kan deelneem met die antwoorde. So, gebedsmoment nommer 1 is stilte en afsondering. Ons gaan vanaand 'n bietjie net weer raak aan wat is dit, hoe doen ek dit, en wat is die voordele daarvan, en ek hoop ek gaan so uitkom. Nou, ons 3 probleme in ons kultuur, wat almal van ons, wat 'n selfoon besit, 'n TV het, en 'n rekenaar het. Wie van julle ten minste een van daai 3 goed, steek gou op die hande. Wel, dan is dit moontlik vir jou, ek sien dis 'n heel party mense wat nie een van die 3 goed het nie. Good for you, good for you. Daar's 3 probleme van ons kultuur, en die eerste een is ons, sonder dat jy dit weet, het ons gewoond geraak aan onmiddellike bevrediging. Met ander woorde, ek wil iets hê, en ek wil dit nou hê. En hoekom nie? Hoekom tyd mors? Die lewe is so kort, hoekom moet ek 'n ding deur die pos bestel, as ek kan klik en download? Nee? Onthou julle die dae, toe ons moes na 'n winkel toe ry, om 'n video te gaan uitneem. En dan is daar 'n plakkertjie op, be kind, rewind. Jonger mense kan dit nie onthou nie. Nou, sit jy daar, nee. Daai tyd as jy hom uitgeneem het, dan moes jy hom maar kyk. Jy kan nie 5 minute in sê, nee, ek sien my lus daarvoor nie, nee. Weet so onmiddellike bevrediging is 'n uitdaging, veral wanneer dit kom by ons stilte tyd, want by alles is dit klik, go, maar in stilte tyd
werk die Here anders as dit. Nog 'n probleem wat ons het is, omdat alles ook weerlig vinnig is, dit kom uit die vorige eenheid, wil ek ook hê, dat alles moet verkort wees, en alles moet net vinniger gebeur, en dis nie hoe die Here werk nie, en ek moet dit weet. En dan die derde ding is, ononderbroke vermaak, is net so groot probleem. Wie van julle het in COVID gebinge-watch? Ja, die res van julle is skuldig, julle steek net nie julle hande op nie. Ek kan onthou, dit was 'n series wat ek besig was om te kyk, en ek kan nie eens onthou wat dit was nie, en op 'n stadium, toe kom maar 'n ding op, wat vra, are you still watching? En ek is soos, dis 'n stupid vraag, en jy besef, ek sit al 3 ure en kyk TV, nou bely ek my sonde voor julle, en dis die ding van ononderbroke vermaak, en dis nie iets waaraan die Here spesialiseer nie. My stilte tyd is nie iets wat die Here daar is om my te vermaak nie. En so met ander woorde, dis kontrakultuur. Stilte tyd is kontrakultuur. En dis hoekom ek moet verstaan, hoekom dit vir almal van ons 'n dissipline is. Hoekom ek so met hard werk. So ek moet die gewoonte breek. Ek moet hierdie kultuur in my eie hart breek. En dan moet ek alles soveel stadiger maak. Moet rustiger word. Ek moet toelaat dat die Here sy ding op sy tyd in my lewe doen. En ek moet by hom in pas word. Besef jy, jou God is die skepper van tyd. Al die tyd behoort aan hom. Al my tyd behoort aan hom. Kan jy amen sê daar? Okay, so ek moet dit verstaan, en dis hoe doen ek dit? Wel, ek doen dit deur om te begin met afsondering en stil gebed, en dan moet ek klemverskywing in my hart kom, en dit is, ek moet besef wat dit beteken om stil te word. Ek moet besef dat stil word is nie iets wat gebeur voordat ek bid nie. Stil word is iets wat deel is van my gebed. En as ek daai klemverskywing in my hart en my gedagtes kan maak, dat stil word is nie iets wat nou gaan ek nou moet ek net gou 3 minute stil word sodat ek kan begin bid. Nee, dit is nie. Ek moet daai stil word oomblikke moet ek sê dis deel van my gebed. Okay. Nou, jy kan jou Bybel oopmaak by Matteus 6. Ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 5. Jy kan jou Bybel oopmaak, ek lees in die 83 vertaling. Matteus 6 vanaf vers 5. Ons gaan lees tot vers 8. Matteus 6 vanaf vers 5. Dis Jesus is besig om sy disippels te leer oor gebed. En eintlik in daai hele Matteus 6 gaan alles oor gebed, en jy kan dit maar deurwerk in jou stilte tyd. Maar hier leer ons iets spesifiek van wat ons nie moet doen nie, en wat ons liewer moet doen. So, kom ons lees dit, en dan breek ons dit oop. Jesus leer ons, verder as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Wat doen hulle? Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en te bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy bid, gaan na jou, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. So daar's die eerste komponent. Die tweede komponent, wanneer jy bid, moet jy nie soos die 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle self dat God hulle gebede sal verhoor, omdat hulle baie woorde gebruik. Moet dan nie soos hulle maak nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra. Nou okay, dan gaan dit nou verder oor die Onse Vader, wat ons so deel sal doen deur die reeks. So vers 5 sê, ons moenie maak soos wie nie. Wat doen hulle verkeerd? Hulle bid om gesien te word. So, hulle beplan hulle gebede so, dat hulle die mense wat luister, so kom ek bid vir julle. Kom ek bid vir julle, is julle reg vir my gebed? Jy weet, en dit gaan oor die mense. Dit word 'n vertoonstuk, dit word 'n show. Jesus sê, moenie dit doen nie. Hoekom nie? Want dan het jy jou beloning klaar weg. Nee? Hy sê, wat moet jy doen? Gaan na jou kamer toe. Hoekom moet jy na jou kamer toe gaan? Want daar is nog niemand om te beïndruk nie.
Daar's niemand om te bedrink nie. En hoor die ouens, dit is so. Ek moet eerlik met julle wees, ek bid nie dieselfde in my privaat tyd as wanneer ek saam met julle bid nie. En ek bid nie om julle te beïndruk nie, maar wanneer ek bid is al baie meer 'n gesig en 'n gewonder en gestruikel oor my woorde, en ek gaan julle nou sê hoekom so is, maar my privaat gebed lyk baie anders. Maar kom ons gaan eers so. Gaan na jou kamer toe, sê hy, en maak die deur toe, sodat jy niemand hoef te beïndruk nie. Jy hoef niemand, dit is nie 'n show nie. Dis jy en dis jy en jou hemelse Vader. So, dis die eerste komponent. Die tweede komponent sê hy, hy sal jou beloon. Kom ons gaan eers daar klaar. Vers 7 sê, moenie ook nie soos die heidene maak nie. Hoekom nie? Want hulle gebruik 'n stortvloed van woorde. Hulle dink deur om die regte woorde te gebruik, die regte catchphrases te gebruik en julle met liefde van ons charismatiese broers leer ons om dit te doen. Jy weet, hulle leer jou sekere sinsnede. En as jy dit bid, dan sal nou meer krag in jou gebed. Wat belaglik is, dis stupid, want dit mis die hele punt van gebed. Ons is nie daar om die Here te probeer manipuleer met ons woorde nie. Dis presies wat die heidene probeer doen. Hulle probeer hulle gode beïndruk, en jy hoef nie jou God te beïndruk met jou woorde nie, want hy weet presies jou totale woordeskat. Hy weet waartoe jy in staat is. Hy het dit vir jou gegee. Okay? So ek kan hom nie beïndruk daarmee nie. Vers 8 sê, jou Vader wat weet wat jy nodig het. Ek wil net hê jy moet daai gehoor. Jou Vader weet wat jy nodig het. Laat daai vir 'n oomblik insink. Ek gaan dit weer sê. Jou Vader weet, hy weet dit. Moenie dink as jy in jou stilte tyd ingaan, jy moet gou by die punt uitkom waar ek die Here kan vra vir my daaglikse brood, sodat ek hom kan inlig wat ek nodig het nie. Hy weet dit klaar. Daar's 'n ander rede hoekom ek gaan. So wees daarom, en nou wil ek gaan almal se oë op die skerm hê, wees daarom net jouself. Wees net 'n kind. En dis wat ek geniet van my stilte tyd en my gebedstyd. Is ek kan net Johan wees. Ek kan net eerlik wees. En julle, ek doen dit met graagte. Dit is vir my heerlik om te weet, my Pa ken my, ek hoef niks voor te gee nie. En dis waar jy moet wees, wanneer jy in die Here se teenwoordigheid ingaan. Nou oké, ek het vir julle 'n bonuspunt wat nie in jou boekie is nie. Sien julle hoekom is dit belangrik om hier te wees, nê? Hier's vir jou bonuspunt. Wil jy 'n bonuspunt hê? Dis nie in jou boekie nie, maar skryf hom in daarbo. Die eerste punt wat ons wil maak is, en ons het dit klaar vir mekaar gesê, maar toe ek voorberei toe dink ek, ons moet hier begin, want as ons dit nie doen nie, dan mis ons 'n belangrike deel. Maak jou deur toe. Matteus 6 vers 6 sê dit, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Lukas 5 vers 16 is 'n vers wat ons gedurig aanhaal, maar hy, dis Jesus, het hom altyd weer in 'n eensame plek afgesonder om daar te bid. So ons sien hierso dat hier's 'n roetine in Jesus se lewe, reg deur die Nuwe Testament, reg deur die evangelies. Jesus het gereeld een kant gegaan. En ek en jy moet gereeld een kant gaan. En gereeld bedoelende daagliks. Julle het dit. Nou oké, hier is 'n groot probleem wat ons het. Nee, nie 'n groot probleem nie. Hier is die geheim. Vir jou om dit reg te kry. Ons is diere van gewoonte, nê? Wie van julle het allerlei roetines en gewoontes deur die dag? Nou oké, die Here, ons verhouding met die Here moet nooit 'n roetine word nie. Dit moet nooit daar, maar 'n roetine help jou om daai tyd uit te sit. So hier's wat jy moet doen is, jy moet 'n gereelde tyd kies, jy moet 'n gereelde plek kies en jy moet 'n gereelde manier kies. As jy dit doen, dan sê jy vir jou brein, wanneer ek in die oggend my koppie koffie maak en ek gaan sit by my lesenaar, dan weet my brein wat kom. En dit is nie nodig om in daai oefening te kom nie. Ek weet, ek staan op, sit die ketel aan, ek moet eers die ketel aansit, ek moet die koffie maak, anderste slaap ek nog. Is julle daar? Is julle daar? En dan gaan sit ek by my lesenaar. Wie van julle het reg gekry om 15 minute vroeër op te staan hierdie week? Ons gaan sien, wie het reg gekry? Nou mag jy nie daai koevertjie oopmaak nie, jy's nou 'n week agter, nê? Jy's 'n week agter nou, okay. Benjamin Franklin het gesê, en ek weet nie of hy 'n kind van die Here is nie, maar hy het hierdie waarding gesê, if you fail to plan, you're planning to fail. En net so, as jy nie doelbewus 'n plan het vir wat, waar en wanneer jou stilte tyd gaan hou nie, raai wat gaan gebeur? Niks nie.
Dit gaan net nie gebeur nie. So jy moet 'n plan hê daarvoor. So in jou groep, bespreek gou hierdie, wat is die waarde daarvan om jouself gereeld af te sonder? Hoe help dit om gereelde plek en 'n tyd en 'n manier te hê? En wat is die moontlike uitdagings hiervoor? Hoe oorkom ons hierdie uitdagings? Ek gee julle so 4 minute. OK. Ek gaan hom daar laat haltroep. Ek dink wat baie belangrik is, om uit hierdie gespreksvraag uit te kom, is bou voort op die vorige gespreksvraag, is om te sê, hoorie, julle ouens, dis maar 'n ding. Ons gaan, as ons nie na routine kom nie, dit gaan nie gebeur nie. Nou OK, nou kom ons uiteindelik in ons eerste punt was gewees, wat moet ons doen? Maak jou deur toe. Beteken kom in na routine. Die tweede een is, begin met 'n diep soeke na God. Bladsy 32. So OK, nou het ek in my kamer ingegaan, in my geval, ek gaan my kantoor en ek het my koppie koffie gemaak, nou sit ek daar so. Nou maak ek my deur toe. En nou is dit ek en die Here. En dis, onthou wat ons gelees het in Psalm, wees stil en weet. Dis nou waar die weet inskop. Dis 'n kognitiewe besef wat ek het. God is nou hier, hy is teenwoordig. So dis waar ek nou is, ek begin met 'n diep soeke. Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Nou, ons weet die Here is te vind, nou, Jesus het vir ons dit moontlik gemaak. So, 2 Kronieke 16 vers 9 is een van my gunsteling verse. Die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Die voordeel van stilte tyd, wanneer ek hom werklik soek, wat het Jesus ons geleer? Soek en julle sal vind. Waar gaan daai? Dit gaan oor gebedsverhoring, dit gaan oor gebed. Nou net so gaan dit hier. So begin met 'n diep soeke na die Here. Doen dit so. Maak dit stil in jou. Maak dit stil in jou. Maak dit stil in jou. Ek hoor as iemand nog steeds by ore is. Ons het aangegaan. Maak dit stil in jou hart. Fokus al jou aandag nou op jou hemelse Vader. So ek het in my kamer ingegaan, ek het die deur toegemaak en nou rig ek my hart op die Here. Ek soek hom. Kom ek maak dit prakties. Julle wat nou skryf, julle kry 'n tweede kans. Hier's dit nou. Kom ek maak dit prakties. Hoe lyk dit? Maak stil in jou ore, sit dit goed af. Nou, ek hou daarvan as daar sagte geestelike musiek in die agtergrond speel. Maar miskien is dit goed om dit af te sit. Nou, jy kan nou weer aansit, maar dalk is dit goed om dit nou af te sit. Dat dit 'n oomblik van stilte is. So, maak dit stil in jou ore, né? Maak dit stil in jou oë. Pak jy goed weg. Sit jou selfoon op silent, draai hom om, dat jy nie die blink sien as al WhatsApp deurkom nie. Pak jy goed weg. Maar dit moet jy voor die tyd doen. Jy moet dit nie nou in jou stilte tyd doen nie. Dit moet voor die tyd wees. Jou plek moet voorberei wees, dat jy nie goed het wat onnodig jou aandag aftrek nie. Maak dit stil in jou denke. Ek gebruik 'n notaboekie. Jy moet doen wat vir jou werk. Ek het 'n notaboekie by my. En partykeer het jy ook 'n aap wat die hele tyd hier op jou skouer kom sit. En nou is daar iets wat jou pla. Weet, nou onthou jy, jou kar is leeg. En as jy bang jy vergeet dit, nê, en dan gaan jy nou langs die pad staan. So wat doen jy nou? Jy wil met die Here praat, maar jou gedagtes dink die hele tyd aan Shell Garage, né? Wie van julle kom dit ook oor? So wat ek doen, wat ek agtergekom het, iemand het my eendag hierdie raad gegee is, skryf net daarso, Shell Garage. Vir my het ek my brein al geleer om te sê, okay, shush nou. Ek het dit nou neergeskryf, ons sal nou daaraan aandag gee. Partykeer kom maar 1 ding op die lys, partykeer kom maar 6 goed op die lys, maar ek gee nie om nie. Ek sal skryf wat in my gedagtes opkom wat my pla. En so leer ek my verstand. Ek sal aandag aan gee, hoef my nie die hele tyd te pla oor nie. Weet, ons verstand is wonderlike goed, maar dit kan daar 'n bietjie 'n steurnis wees. So, maak dit stil in jou denke, maak dit stil in jou hart. Want nou weet ek, jy weet, by die 6de punt en by die 7de punt, daar gaan 'n krisis gebeur hê. Nou, ek het nou 'n krisis, maar nou moet ek deur al hierdie stappies kom om by die krisisgebed te kom. So nou moet ek vinnig by hierdie goed kom. Ek moet vinnig 3 minute stil wees. 3 minute. Okay, nou is dit stil. Nou wil ek die Here loof en prys. Here, ek is lief vir U. En dan gaan jy aan na die volgende ding toe. Krisis. Here, ek het 'n groot probleem. Jy moet my help. Asseblief. Nou okay, ouens, ons moet nou nie stupid wees hier nie. As jy 'n krisis het, gaan dadelik na die Here toe. Moenie wag vir die 7de punt om by die Here uit te kom met jou krisis nie. As jy 'n krisis het gister, dan moes jy al gister by die Here gewees het met jou krisis. Nou, jy kan jou krisis weer
na die Here toe bring. Maar hier moet jou hart nou kalm maak, né, om te sê, hey, wat het Jesus gesê? Jou Vader weet. Jou Vader weet. Kan almal dit saam sê of weet julle nie wat daar staan nie? Kan julle weet dit? Jou Vader weet? Ja, maak jou hart stil om te sê, hey, kalm. Die Here weet van jou krisis. Dis nie vir die Here nuus dat jy 'n krisis het nie. Natuurlik jy het die behoefte om dit met hom te deel, né? En jy het die geleentheid daarvoor, maar nou maak jou hart ook stil om te sê, my krisis is nou nie die fokus nie. My hemelse Vader is nou my fokus. OK, en dan fokus jy al jou aandag op die Here. Nou, ek hoop julle het klaar julle huiswerk gedoen, want ek kan julle nie te veel tyd hiervoor gee nie. Sien, dis hoekom ons moet voorberei. Daar's 'n oefening wat ons moet doen op bladsy 33. As jy nou soontoe blaai, dan gaan jy sien daar's 'n klomp versies. Lees die volgende vers en skryf neer wat ons hieruit leer oor afsondering en gebed. So, as een dit gedoen het aan die tafel, laat daai persoon dit deel. As almal dit gedoen het, deel met mekaar. En dan doen julle die groepsbespreking op onderaan bladsy 33, Hebreërs 11 vers 6, wat vir my 'n baie spesiale vers is. Ek gee julle so 4 of 5 minute. Hebreërs 11 vers 6 bly net vir my. Weet julle nie, jy weet, as jy na die Ou Testament kyk en daar word gepraat van die beloning vir die volk, jy weet, dan weet jy, daar's nou 'n hele verbond waardeur jy moet kom om daai verse van toepassing te maak. Want nou al die beloftes wat vir die Jode is nie vir ons nie. Die Here sou hulle bewaar as volk, maar in ons, maar wat iets van Hebreërs 11 vers 6 en soos van die vorige verse wat Jesus sê, jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Dis vir my wonderlike kragtige verse om te sê, dis hierdie oomblikke waar ek stil is by die Here, waar daar vir my 'n beloning is. Moenie jou beloning mis omdat jy haastig is nie. Kom met die moeilikste een vir vanaand. Die moeilikste een vir vanaand, ek het gesê, gaan na jou kamer toe, maak jou deur toe. Nee, ons het hom. Tweede is gesê, begin met 'n diep soeke in jou hart. Jy fokus jou hart op God. Hier is die moeilikste een is om jou eie agenda te verwerp. Verwerp jou eie agenda. Wanneer jy, voordat jy in die res, hierdie punt is 'n lyn wat jy die res van jou gebedstyd trek. Here, U wil en nie my wil nie. Matteus 6 vers 33, soek. OK, ons moet dit almal saam probeer, OK. Soek eers die koninkryk van God en na sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Dis waar ons begin. Ons soek eers na die koninkryk van, ons soek eers na sy wil. Vra jouself gou hierdie belangrike vraag af. Wanneer jy in stilte tyd gaan, en jy gaan nou by die Here sit, dan wil ek jy met jouself hierdie vraag vra wat die Here vir Elia gevra het. En dit moet jy eerlik vir jouself vra. Wat maak jy hier? Wat maak jy hier? En dis 'n belangrike vraag wat ons onsself moet afvra, die vraag wat die Here vir Elia gevra het. Is ek hier om met die Here te onderhandel? So wat doen ek? Ek gaan Google eers how to be a great negotiator. En dan gaan ek 'n gebed na die Here toe. ChatGPT, help my, ek moet nou hier iets doen. Ek kan nie dit doen nie. Ek moet weet en ek moet besef en ek moet bedink. Is jy reg? Hierdie gaan jy nou moet neerskryf. Hier is die goed wat ek moet weet, ek moet dit besef en ek moet dit bedink voordat ek, as ek al eerste sip koffie geneem het, dan moet ek hierdie 3 woorde vir myself sê. God se planne is beter as myne. Jy kan nie 'n plan maak wat God kan troef nie. Ek gaan nie na God toe met my planne en sê, ag Here, teken net gou vir my hier, ek wil dit gaan doen nie. Ek kom na die Here toe en ek sê, Here, hier's 'n paar planne, maar ek is maar baie agterdogtig. Wil U nie vir my U planne gee nie? Die Here se planne is beter as myne. Wie kan amen sê daarop? En volgende, God se weergawe van my lewe is die beste moontlike weergawe wat daar is. Hoekom sal ek tweede beste kies? Weet as jy nou 'n geleentheid het om te kies, gaan jy mos nou die beste probeer kies. Of as jy nou soos die seentjie wat die ouer boetie, die ma deel 'n stuk koek en baie duidelik is al groter stuk koek en 'n kleiner stuk koek. Die ma was baie duidelik nie goed met wiskunde op skool gewees nie. En die ouer boetie sê vir die jonger boetie,
kies jy? En die jonger boetie vat die grootste koek. En die ouer boetie is verontwaardig. Hy sê, weet jy nie, as ek nou jy was, dan sou ek die klein stuk gekies het. En die boetie al klaar met room op sy mond, sê, maar jy dan die klein stuk. Nou ja, daar was 'n agenda agter dit, nê. En ek dink, jy weet as jy 'n keuse het om die beste te kies, hoekom sal jy nie die beste kies nie? En as die beste is om die Here se wil te soek en te doen, hoekom enigiets anders doen? Hoekom 'n risiko? Hoekom jou lewe op risiko sit? Om iets te kies wat nie die Here se plan is nie. Om 'n tweede beste of 'n derde, nie eens 'n tweede, om 'n swakker weergawe te wees van wat die Here vir jou wil gee. Ek stel my daarom in om God se wil te ken, te verstaan en te doen. Dis wat ek hier doen. Ek maak my hart oop daarvoor. Dis wat vir daai stilte daar is, om te verstaan, hierdie gaan nie nou oor om my planne te doen nie. Nou natuurlik, ek wil dit soek, ek wil dit doen, ek wil sy koninkryk bou, en ek wil ingestel wees om te luister. Ek gaan vir julle 'n kans gee om hierdie groepsbespreking te doen. Dit is die volgende groepsbespreking in julle boekie. En julle gaan op bladsy 34, lees Lukas 9 vers 23 tot 25. Wat leer Jesus ons rondom ons eie agenda? Wat moet ons doen dan? En hoe help stilte en afsondering my om dit te bereik? Ek gee julle so 5 minute. Kom ons doen die laaste ene vir die aand. Kom ons doen die laaste een vir die aand. Ons het gesê, maak die deur toe, dis om jouself af te sonder. Begin met 'n diep soeke, en dan maak alles stil in jou ore, jou oë, jou hart, alles. Die vorige punt was verwerp jou eie agenda. En dan die laaste een is, word versadig met God se teenwoordigheid. Nou, hier stel ek eintlik hier dek ek nou eintlik die tafel vir Kenneth se boodskap Sondagoggend. En verstaan ek reg, hier as Sondagoggend is nagmaal, nê? So Sondagoggend bedien ons nagmaal, maar ons gaan met die laaste sessie wat ons hier bymekaar kom ook, die Woensdag gaan ons ook nagmaal bedien. Here, as jy is tevrede met dit, nê? So word versadig met God se teenwoordigheid. Psalm 63 vers 2 sê, ek soek U. Onthou jy ken, jy het vroeër vandag met my, dis een van jou verse. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos 'n dor en 'n droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en U grootheid te ondervind. Nou hier sou jy dit doen. Hier sou jy dit doen. En die volgende week gaan ons praat oor lofprysing en aanbidding. Nou liedjie, verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Kom ons doen hom weer. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee die begeertes van jou hart, verlustig jou in hom. Vas in die naam van die Heer, staan vas. In sy krag sal jy triomfeer, geen wapen wat die vyand sal slaag as jy vas staan in die naam van die Heer. Okay, ja, julle het dit. So, sien julle, nou is die tafel gedek vir lofprysing. Ek het besef, my eie agenda gaan nie werk nie. Ek het rustig geraak, my hart is oop, nou is ek gereed. Want my volle aandag is op hierdie oomblik op die Here. Wat gaan nou gebeur? Nou is ek skielik nie bemoei met alles wat om my aangaan nie. Ek is nou bemoei met my hemelse Vader, die skepper van die hemel en aarde, die almagtige. Wat volg? Ken jy? Wat volg? Waar preek jy? Lofprysing en aanbidding. Hoe kan dit anders? Amen. Kyk jy nie. Ek moes seker voorberei. Jy gee almal 'n kans. Ja. Ja, net so. So kyk, ek vind my vreugde in die Here. Ek honger en dors, sê Jesus nou wat reg is.
En die Here wil my versadig, nê? Nou, ek gaan nie nou hierdie groepsbespreking doen nie, daai is nou huiswerk. Ek dink julle het dit. Die tafel is gedek vir volgende week. Onthou net, hier is nie stand-alone goed nie. Ek gaan nie net stil sit vir 'n uur en okay, nou het ek môre sal ek iets anders doen nie. Hierdie is en dit hoef nie en alles nie, dis nie 'n resepteboek nie. Hierdie gaan oor 'n verhouding. Ek gee net vir die elemente wat vir jou help en dit fasiliteer om in die Here se teenwoordigheid te wees. So okay, vanaand se sessie, ons som op. Vanaand se sessie, gaan maak jou deur toe. Gaan in jou kamer in, maak die deur toe. Kry vir jou plek waar jy is. Soek diep en eerlik na God. Maak al die ander dinge stil. Terwyl jy daar is, verwerp jou agenda en sê dit vir die Here. Here, help vir my. Want ons is baie keer so vasgevang in ons eie agenda. Sê vir die Here, Here, ek wil nie dit doen nie. En dan daar is waar jy opgestel is vir die volgende sessie. Nou, wat iemand het eendag blykbaar vir Mozart gesê, wat maak jou musiek so besonder? Wat maak jou musiek so besonder? En toe antwoord hy blykbaar en gesê, dis die stilte tussen die note. Dit is in die stiltes, nie in die klanke nie, waar die musiek leef. Nou, ek weet nou nie of Mozart 'n kind van die Here was of nie, maar die waarde van stilte het hy geweet. Dis waar jou geestelike krag is. Jou geestelike krag lê nie in hoe baie jy doen vir die Here nie. Dis nie waar die krag lê nie. Dit doen jy met die krag wat jy reeds gekry. Jou krag lê nie in hoe baie jy doen nie. Jou krag lê juis in die tye van niks doen nie. Die stil tye by God. Amen. Ek gaan jy nou kans gee vir stil gebed. En ek gaan net so 2 minute kans gee vir stil gebed. So ek vra jou mooi, moenie praat nie. Hou jou oë toe. As jy dan nou niks het om te bid nie, dan bly jy stil en jy kyk of jy dan oefen jy stilte, okay. So ek wil hê jy moet nou vir die volgende 2 minute bid. Here, leer my hoe om stil te word. Nou, dis nie groepsgebed nie, hier is ek persoonlik. Leer my om stil te word. Here, leer my om getrou te wees in my stilte tyd. Leer my om die stem te hoor. Daar's die 3 goed. Ek gee jou so 2 minute. Vader, ons kom dankie vir ons soos hierdie wat ons om 'n tafel kan sit en met die woord kan werk en toe te laat dat die Heilige Gees die woord lewendig maak in ons harte. Maar vanaand kom bid ons, Here, kom leer ons om in stilte geduldig op U te wag. Kom help ons, Here, dat ons getrou sal wees om hierdie tyd af te staan saam met U. Maar vanaand kom vra ek vir iets besonders, Here. Wil U nie vir ons 'n honger en 'n dors kom gee, Here, na daardie stilte in U teenwoordigheid nie. Kom leer ons wat dit beteken in Jesus naam. Amen. Vriende, dankie dat jy gekom het, jy het jou gebedsopdrag. As jy nog nie nommer 1 gedoen het nie, doen maar nou nommer 1 en nommer 2 saam. Dis nou deel daarvan. Onthou nou, ek het vir jou gesê, die vuurwerke gebeur nie hier nie. Die vuurwerke gebeur waar jy stil word. Dankie dat jy gekom het. Die Here seën vir jou.